Nou is daai lekker musikale deel van die program en baie van die kykers gaan bly wees want hulle het actually haar liedjie genoem as die langpad treffer wat hulle graag baie na gaan luister van nou af. En dit is Aloise. Sy is bekend vir haar akoestiese popmusiek en ook haar hoetjies en alles van Bok van Blerk tot Buster en Bella. 15 jaar is 'n lang tyd, maar nou lê daar nog 15 jaar voor. Ons kyk terug en ons kyk vorentoe saam met jou Aloise. Baie welkom. Baie dankie. Dankie dat ek hier kan wees. En kan ek net vir jou sê Jennifer, hierdie dame sing ook voor in my kerk. Partykeer saam met Pierre Breitenbach. So ons is van dieselfde kerk af. Verstaan jy? Ons tipe mense, my kerk se mense. Dis lekker om hier te hê Aloise. Ja, dankie. So ek weet dit is moeilik om 15 jaar op te som, maar dit is tog nou waarin die liedjie kulmineer. So sê vir ons bietjie as jy terugkyk na 15 jaar, waar dit begin en wat staan vir jou uit? Sjoe, ek het net voordat ek hiernatoe gekom het, het ek bietjie gedink, dus ek dink onbeskaamd staan vir my uit. As dit nie vir hulle was nie, dan sou ek dink nie professioneel in die industrie ingegaan het nie. So ja, ek's baie bly vir hulle. Ek het saam met Bok van Blerk gespeel vir 5 jaar lank. En ook maar my eie liedjies geskryf so deur die jare. So van die liedjies op die EP is wel ouer liedjies. En as ek dink aan COVID tyd, ons wil nie meer daaraan dink nie, maar was dit ook 'n goeie tyd vir skryf, om liedjies te skryf. So ek maak altyd die grappie en sê dit was 'n lang pad, maar dit was die moeite werd. Ja. In 2023 het jy jou debuut enkelsnit vrygestel as 'n solo kunstenaar. Ja. En nou is ons 2 jaar later. Hoe is hierdie reis so ver ook as 'n solo kunstenaar? Dis ongelooflik. Ek dink nie, ek kon nie myself indink hoe lekker dit gaan wees nie. Want ek het vir hoeveel jaar ander mense se drome gebou en se klank gebou saam met hulle en wel te danke aan my producer Jaco wat in my geglo het ons die Aloise klank ontwikkel en dit is so lekker om nou op die verhoog te kan staan en my eie liedjies te kan sing. Wat sou jy sê, watse liedjies luister jy na as jy op die langpad ry wat jou klank beïnvloed het? Oh my word. Moeilike vraag. Ek love the Coors. Dis daai Ierse band. Ek het groot geword met hulle musiek en Of course. En definitief gaan jy dit in langpad hoor. Daar's so ietsie in die brug wat 'n spesiale ietsie is. Ja, die Ierse invloed. Ja, dit is spesiaal. So dis definitief een van die bands ek love Lise Beekman. Om bietjie plaaslik te gaan. Karen Zoid natuurlik is een van my favorites. Ja, Lorika Raug. Want ek dink wie nog? Ek hou van enige tipe musiek. So dit is vir my baie moeilik om te sê, okay, daai, maar hierdie is die mense wat definitief my musiek beïnvloed het in die klank, Jou EP Langpad. Hoe sou jy daai klank beskryf as jy nou moet dink aan die hele EP? Persoonlik. Which is good. Ja, persoonlik. Ek dink, wel, as mens die klank moet beskryf, is dit definitief akoestiese popmusiek met 'n bietjie obviously nou met die groter verwerking daarvan. Maar ja, dis ek. Dis wie ek is. Weet jy, en wat dit vir my so mooi maak is dat jy ook gesê het jy het begin liedjies skryf om jou eie emosies te help verwerk, veral in moeilike tye soos toe jou ouers geskei het. Wat kan jy dalk sê vir ander jong mense? Hoe kan hulle musiek gebruik om hulle emosies te help reguleer? Want ons sit met soveel depressiewe mense deesdae en dit begin veral as jy klein is en daar gebeur goeters met jou wat jy nie noodwendig weet hoe om te verwerk nie, hè? Ja. Wel ja, soos jy reg gesê het, dit was vir my 'n perfekte, kan maar sê, nie platform nie, that's not the word I'm looking for, maar dit was die perfekte plek om te sit met my gitaar en my emosies net daar uit te stort. Ek meen, ek het baie liedjies geskryf toe ek omtrent so 10 jaar oud was. En as ek vandag na dit luister, dan is ek so, ek kan nie glo, ek was eintlik so wys daai tyd gewees. So dit is nodig om 'n plek en 'n spasie te hê waar mens jou gevoelens kan uitdruk en proses, want soos wat ek geskryf het, het ek agtergekom, oh my word, ek sukkel met hierdie of ek voel actually hierdie, waar mense nie noodwendig dit
direk met mense kan praat altyd nie. En ek het nou die dag met een van my vriendinne ook gepraat toe sê ek vir dis eintlik so hartseer dat ons nie meer in ons gesinne, miskien moet dit bietjie verander in ons lewens, maar in ons gesinne en in ons vriendekringe 'n safe space kan hê wat mense kan praat nie. En ek meen dit is eintlik maar wat depressie is om jou gevoelens te onderdruk. So dis daai ding. So vir my was dit definitief musiek en ek het onder my ma se klavier groot geword. So daar het ek al die klanke en die goed gewoond geraak en ek dink dit is maar net soos my safe haven was musiek gewees op daai ouderdom. Dis jou uitlaatklep ook wat baie belangrik is. En wetende dat jou uitlaatklep so baie mense kan aanraak. Hoeveel tyd vat jy en hoe baie herdink jy dit wat jy dan skryf, wetende dit gaan 'n invloed hê op ander mense? So baie. so baie. Ek sit baie tyd en effort in oor hoe ek ook goeie skryf. So dis nie net hier is die liedjie nou nie. Mense luister altyd weer terug en dan gaan jy maar hoekom sê ek dit presies wat ek dit nou sê? Maar mense moet ook 'n balans vind van te veel oordink en te skryf buitekant toe. Vir my is dit so, maar om ook te skryf binnekant toe, om rou en eerlik te wees, want mense sien reg deur jou. So dit help nie jy maak asof alles fyn is nie, maar eintlik op die einde van die dag wou jy dit gesê het met die liedjie nie. So mense moet maar eerlik wees met jouself ook. So jy het vir Jaco Smith of soos jy in die tegniese bladsy hom genoem het, harmonies en wat is hierdie voetjie ding? Kick pedal. Kick pedal. Jy het vir Kick pedal saamgebring. Ek het vir Kick pedal saamgebring. En jy het gesê die ateljee ervaring was vir jou verskriklik lekker. Vertel ons 'n bietjie daarvan en ook van die musiekvideo wat jy beplan. Ja, dit was incredible. Ek dink toe ek en Jaco begin saamwerk het, was dit net asof ons net geklik het. Ek het vir Jaco gitaarles gegee. Ja. So dit wat julle hoor, dit is eintlik ek. So ons kom al 'n lang pad saam. Waar ons saam musiek gemaak het by die kerk ook en ek dink toe ek en Jaco in die studio instap en ek regtig eerlik is met hom en vir hom sê dis vir my 'n baie stresvolle omgewing. My vorige experiences was regtig nogal bietjie stresvol geweest. En hy het dit net so effortless en so maklik gemaak het. En toe ek die heel eerste keer my eerste enkelsnit dis jy hoor en ek sê so dit is dit. Dit is wat ek in my kop gehoor het en ons net van daar af verder die res van die liedjies kon bou. Dit was incredible geweest. Nou, die ander ding wat baie na in jou hart is behalwe vir jou musiek, is jou hondjie. Ja. En so ek wil net vir jou sê toe ek hierdie foto sien, soos ek wil hom steel. Ek wou gebring het. As jy hom gebring het, was hy in gevaar. Ek sou my huis toe gevat het. Jy sien, dis hoekom ek hom nie gebring het. Vertel net gou vir ons oor die liefde van jou lewe. Daai is my hart. Sien julle, daai is definitief my hart se punt. Hartvorm ook. Nee, kyk net daar. Julle, ek kan nie. Sy naam is Logic. Ja. Van die recording program wat ons gebruik, se naam is Logic. So ek het so as ek dan vir mense sê nee, ek speel bietjie met Logic, as hulle, is jy in die studio besig? Dan sê ek, nee, daar is hy. So hy's al 8 jaar oud, kan julle glo, maar hy het in my lewe ingekom waar ek regtig baie depressief was. En ek dink mense kry so iets soos ek wou amper sê comfort animal, not the right word. A saving animal? There we go. Hy het my lewe verander, want in daai tyd het ek hom gekry en toe sê ek so, okay, wel nou moet ek na hierdie klein, en hy was klein, hy het in my handjie gepas. Toe moet ek na daai ou klein lyfietjie omsien. En vandag is hy 8 jaar oud. En hy's baie slim hoor. Hy's eintlik nie 'n hond nie, so as jy luister Logic, ons weet jy's nie 'n hond nie. Dit is net baie hare my liefie. Ja. Het hy onder jou klavier groot geword soos jy onder jou ma se? Definitief, net agter die gitaar. Dit is nogal 'n cool ding. As ek elektriese gitaar speel dan hou hy nie daarvan nie, maar as ek my akoestiese gitaar op my skoot het, dan kom klim hy agterin en dan lê hy tussen my en die gitaar. Hy love dit. En natuurlik het ek vir hom ook 'n liedjie geskryf. Volgende EP. Ons kan nie wag nie. Ons sien ook baie uit na die musiekvideo van Langpad. Ons sien uit om hom nou regstreeks te hoor. Jy en
Wat se ding sê? Kickpedal. Kickpedal. Jaco, Kickpedal Smit. Kickpedal En Smit. ons wil vir jou sê ons sien uit om die volgende 15 jaar dop te hou. Definitief. Ek weet want ek sien jou in die kerk, jou realness is ongelooflik. Of dit nou in die kerk se band is of in jou eie solo of in Buster en Bella waar dit ook al is en dan kan dit net goed gaan want jy is net jouself. So dit is lekker om jou hier te hê Aloise en bly ingeskakel vir Langpad.